So lekker om met jou te gesels vandag in die 4de week van ons reeks, The New You, of soos ons in Bloemfontein sê, The New You, nee, met die silent K, The New You. En wat sê ons in hierdie reeks? Ons sê die volgende: ek en jy kan dit wat ons van onsself glo, dit wat mense oor ons sê, dit wat die vyand oor ons sê, ons kan dit ons eie maak, nie waar nie. Nee, ons kan sê, dis wie ek is, dis my identiteit, of ons kan doen wat die Here van ons sê. Waar kry ons dit? Ons kry dit in die Bybel. Jeremia 1 vers 5 sê die volgende: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Wat beteken dit? Dit beteken dat die Here baie lank terug hierdie woorde vir sy volk gesê het, vir Israel. Hy het vir hulle gesê, hoorie, Israel my volk, ek het jou geken, lank voordat enige iets bestaan het, en ek het jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Dit beteken, God wou hê, dat Israel sy heerlikheid moes uitstraal na die volke rondom hulle, sodat hulle ook die Here kon leer ken. En ons weet, dit was partymal so 'n bietjie van 'n bumpy ride gewees, maar wat toe gebeur, is 2000 jaar terug, sien ons eintlik die vervulling van hierdie woord, toe die ware Israeliet, Jesus Christus, aarde toe kom. Hy wat dit kon vervul het, wat God oor soveel eeue, oor sy volk geprofeteer het. Jesus Christus het gekom, hy is aangestel as 'n profeet vir die nasies, om God se heerlikheid bekend te maak, en ek en jy, as ons in Christus is, het ons daar dieselfde mandaat, ons het daar dieselfde mission, as wat hy het. Maar is hierdie woorde nie prachtig nie, dat die Here sê, nog voordat jy, wat hier sit vanoggend, bestaan het, het hy jou geken. En God se kennis van jou is diep, dis volkome. Nog voordat enige iets gebou is, gemaak is, geskep is, het God jou geroep, om aan hom te behoort, en ander te vertel van hom. Jy moet dit vandag vastmaak in jou hart, en jy moet dit weet. En dink gou hieroor. Ons praat van the new you, ek en jy moet dit vat wat die Here oor ons sê. Het jy al by jouself gedink, weet jy wat, die goed wat my swakpunte, daar is sekere goed oor my, wat my diskwalifiseer, dat die Here my kan gebruik. Of anders gestel, dink jy die Here kyk soms na jou, dan dink hy, nee, hierdie ou se persoonlikheid, nee, al die anders in het gewerk, maar hierdie ou, hierdie girl, het gaan nie werk nie. Hierdie persoonlikheid kan nie my koninkryk dien nie. Het jy al ooit gedink, God dink dalk by jouself, nee, ek kan haar nie gebruik nie. Sy het te veel droog gemaak, sy het te veel verbrou, daar is te veel goed wat sy laat skeefloop het, sy kan nie in my koninkryk iets doen nie. Of miskien dink jy by jouself, nee, die Here dink definitief, ek is te weird. Ek praat te snaaks, ek trek te snaaks aan. Mense kan dit nie by my aanklank vind nie, so die Here kan my nie gebruik nie. Het dit met jou al gebeur, dat jy met 'n probleem sit, wat jy self nie kan oplos nie? 'n probleem met jou kar, 'n probleem met jou huis, 'n probleem in jou huwelik, of met jou kinders, 'n probleem met jou gesondheid, met jou finansies, en dan praat 'n goeie pel van jou met jou, en hy sê, weet jy wat, nee, ek weet presies wie kan jou help. Hierdie of daardie ou, hierdie besigheid, hulle het my ongelooflik gehelp, hulle kan my help, hulle is bietjie onkonvensioneel, wettig, maar onkonvensioneel, hulle kan jou help, en dan dink jy by jouself, nee, dankie, gaan maar verby. Nee, ek is okay, ek sal alright wees, ek gaan dit reg kry, ek sal dit op my eie reg kry. Die Engelse het hierdie uitdrukking, sportterm uit Amerika, as iets so onvoorsiens, of onvoorspelbaar, of snaaks kom, it came out of left field, jy het dit al gehoor, nee? So onverwags, iets wat gebeur. En dis iets waaroor ek vandag met jou wil gesels, want die Here is bekend daarvoor dat hy dikwels goed op so 'n manier doen, it came out of left field. Dis 'n bietjie vreemd. Ek wil met jou vanoggend praat, as ons nou 'n titel moet gee aan vanoggend, dan noem ons dit die Liga van die linkshandiges. Hoe's daai vir kreatiwiteit? The League of the Lefties. Die Liga van die linkshandiges. Ons gaan vanoggend gesels oor iemand wat kragtig deur die Here gebruik is om dit te doen wat hy wou doen, 'n linkshandige man. Kan ek gou sien, steek jou linkerhand op as jy linkshandig is vanoggend. Jette, enige iemand wat op hierdie stadium wil besluit dat jy linkshandig wil wees? Ouens is taaf, né? Is taaf om links te wees. Ek onthou op skool het ons nog skrif gehad. Wie van julle het nog skrif gehad op skool? En met hierdie linker klou van my het ek so lelik geskryf. Ek het elke keer boutjies gestaan in die klas. Jy ken boutjies staan in die hoek, omdat jy so staan. Dit was my straf, maar hulle het dit daarom lig gehou, omdat ek so lelik geskryf het. Nee, hulle was lelik met ons in daai tyd. Linkshandige mense het nogal 'n paar uitdagings in die lewe.
Dink gou aan die simpel eelte op jou linkerduim as jy met 'n skerm moes sny. Onthou jy dit? Dan wonder juffrou, hoekom sit ek heeltyd en huil terwyl ek uitknip? Want dit was seer gewees. Cricket, golf, rugby, al die goed. En moenie hiervan vergeet nie, jy sit iewers in die klas of by 'n konferensie of iets, jy's links, die een langs jou is regs. Dis heerlik, nê? Dis heeltyd so. En dan moenie hiervan vergeet nie, dan sleep jy maar so inkspoor saam met jou. Nee, ons het op 'n stadium met sulke penne geskryf, dan is jou boek so vuil. Wat doen jy? Dan staan jy boutjies in die klas. Jy word gestraf daarvoor. Ek wil jou gesels oor 'n linkshandige man vandag. Ek gaan vir jou 'n bietjie lees en as jy wil kan jy in jou Bybel blaai of op jou app blaai na of jy flip seker op jou app of so iets, nee. Rigters 3. Ons gaan uit Rigters 3 lees. Dis 'n lekker lang stuk. Is jy gereed om 'n lang stuk te luister en te lees saam met my? Rigters 3. Ehud is die man se naam. Van vers 12 tot vers 30. Is jy reg vir hom? Kry hom daar in jou Bybel of jou app as jy wil. So waar trek ons rigters? God roep sy volk om hom te dien en te vrees en dan sê hy vir hulle, maar ek weet julle gaan nie en dan sal daar straf wees, ek gaan julle dissiplineer en dan doen hulle dit en dan partymal gaan hulle terug na die Here, maar dan val hulle weer af. En neem Joshua die volk in die beloofde land in en dit lyk of hulle hom wil dien, dit lyk of hulle die Here wil dien. Maar aan die einde van Joshua tref jy hierdie skokkende ding aan wat sê, en in daardie tyd het elkeen gedoen het wat hy wou. Hulle was ver van die Here af en so kom die boek Rigters waarin God kort 'n rigter of 'n leier stuur om sy volk te bevry van politieke onderdrukking. En dan is dit vir 'n rukkie gaan dit goed. Die volk gaan terug na die Here toe en as jy weer sien dan is hulle afvallig. Hier is Ehud, dis die rigter wat na nog 'n ou met 'n interessante naam Otniel gedien het. Kom ons lees gou. Vers 12 af. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit en hulle die Israeliete gaan verslaan en die palmstad verower. Net gou 'n pause, dis so belangrik dat ons dit verstaan. Die palmstad is Jerigo. En wat was Jerigo? Dis die eerste stad wat Israel ingeneem het toe hulle die beloofde land ingaan. Dit het vir almal en alles rondom hulle verklaar, God is by ons. Dis God wat die oorwinning gee. Dis syne. En hulle het so ver van die Here afvallig geraak, dat die palmstad ingeneem word. Dat hulle 1 tree vorentoe gegee het, en skielik gee hulle 3 tree terug. Vers 14, die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van koning Eglon van Moab. Hier kom die pret nou. Toe het hulle tot die Here geroep om hulp en hy het 'n redder vir hulle na vore laat kom. Ehud, seun van Gera, 'n Benjaminiet. Hy is uit die stam van Benjamin. Ehud was links en die Israeliete het hom met die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. So koning Eglon onderdruk die volk en hulle moet belasting aan hom betaal en Ehud word soontoe gestuur. Hy is linkshandig, maar hy kan hom sekerlik die sakkie met die belasting dra, né? Ehud het vir hom 'n swaard gemaak. 'n halwe meter lank en aan albei kante geslyp. Hy het dit aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Interessant. Nadat Ehud die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat dit gebring het laat vertrek, maar Ehud het by die beelde naby Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee. Toe sê die koning, laat ons alleen, en al die amptenare het van hom af weggegaan. Ehud het nader gekom na die koning waar hy gesit het in sy koelbovertrek, wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het 'n boodskap van God vir u. Hy het toe opgestaan van sy troon af, en Ehud het sy swaard van sy regterheup af, met sy linkerhand gegryp, en vir Eglon in die maag gesteek. Ek hoop al die kinders is al uit. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan. En die vet het oor die swaard gepeel. Sodat Ehud dit nie kon uittrek nie. Kan jy imagine daai oomblik, nee. Hy het dit nie sien kom nie. Hy het gehoor hierdie ou is vet, maar hy het nie gedink hy is so vet nie. En toe hy die swaard insert, toe bly hy binne. Ek dink hoe sy's, okay, los hom maar net daar. En hy kon dit nie uittrek nie. Hy het toe deur 'n geheime uitgang en deur die voorportaal uitgegaan nadat hy die deur van die bovertrek toegetrek en gesluit het. Nadat hy uit is, het Eglon se amptenare gekom en toe hulle sien dat die deure van die bovertrek gegrendel is, het hulle gedink die man is seker besig om hom te ontlas daar in die koel vertrek. Dit staan in die Bybel.
Hulle het tot vervelings toe gewag, maar die koning het nie die deure van die boventrek oopgemaak nie, en toe hulle sleutel vat en oopsluit, lê die koning daar dood op die vloer. En dan sien ons hoe Eglon ontsnap het, en hy het die klomp manskappe bymekaar gemaak, en hulle het hierdie volk wat hulle so onderdruk, Moab, het hulle verslaan, en dan lees ons in vers 30, Moab is daardie dag deur Israel onderwerp, en daar was 80 jaar lank vrede in daardie land. Is jy okay? Bietjie grafies vanmôre, nee. Hier is Ehud, 'n linkshandige man, wat die Here gebruik om die kragtige werk te doen wat hy wil doen. Nou, ek het so 'n bietjie gaan rondlees en oplees. Party ons sê, hy was dalk waarskynlik nie van die begin af linkshandig nie, want die stam waaruit hy kom, Benjamin, beteken, seun van my regterhand. En nou kan jy dink, as dit vandag 'n snaakse ding is dat jy links is, hoe was dit daai tyd gewees? En daarom sou dit tog sekerlik 'n skande gewees het, as 'n seun van Benjamin 'n linkshandige man is. Nee, hulle het maar in 'n bygelowing goed gehad. En daarom sê party mense, hulle dink dalk of sy regterhand het iewers beskadig geraak, of hy's dalk met 'n misvormde regterhand gebore en hy moes linkshandig wees. Dit gebeur vandag nog in ons wêreldgeskiedenis, dalk veral in sekere kulture, dat as hulle uitvind jy is linkshandig, dan probeer hulle dit regstel. My ma vertel vir ons vandat ons klein is, dat sy iewers, toe sy skool toe is, het hulle ontdek dat sy linkshandig is, en toe sê hulle, nee, dit kan nie, ons moet hierdie ding regstel, en toe leer hulle om regshandig te wees. Hoe dit ook al sê, Ehud is linkshandig, en in daai tyd is dit as 'n swakheid of 'n boosheid gesien. Maar wat doen Eglon? Hy doen maar wat alle linkshandige mense doen, adapt or die. Dus jy moes uitnip met jou skêr, dan vra jy vir juffrou, kan ek gou kamer verlate toe gaan? En dan hoef jy ten minste nie uit te sny nie. Nee, hy maak 'n plan, hy maak 'n swaard vir hom, en wat hy natuurlik doen, want as jy veg, dan gaan die skede mos nou aan hierdie kant wees, dat jy hom kan uittrek, en hoe amazing is dit nie, want natuurlik toe hulle hom nou deurvoel daar voor by die deur, met al hulle goedjies, toe het hulle dit net aan hierdie kant gedoen, en hy word wonderbaarlik deur die Here gebruik, met iets wat eintlik baie vreemd is, iets wat anders is, not your likely hero, maar hy is God se perfekte kandidaat om presies te doen wat die Here wil doen en om oorwinning aan sy volk te gee. Is dit nie bevrydend om so iets te lees nie? Iemand wat bietjie anders is, iemand wat dalk nie die eerste keuse sou wees nie, word deur die Here gebruik. Kom ons gesels bietjie oor Ehud, en ons vat 'n paar lesse uit sy lewe en uit dit wat hier met Israel gebeur. Onthou, dit wat ons wil doen is, ons wil sê, ek wil die nuwe ek, die ek wat die Here gemaak het, die ek wat die Here geroep het, nog voordat ek gebore is, ek wil daardie ek ontdek. En vandag se verhaal help ons 'n bietjie daarmee. So die eerste baie belangrike ding, voordat ons selfs nog van Ehud praat, is hierdie wonderlike en baie belangrike waarheid, dat in die storie van Israel, en hier in Rigters, is die dieper probleem oorsaak versus simptoom. Oorsaak teenoor simptoom. As jy jou been gebreek het, help dit nie 'n plak 'n pleister op nie. Die simptoom van die oorsaak, jou been het gebreek, is dat jy ongelooflike pyn het en jou been lyk snaaks. Maar dit help nie 'n plak 'n pleister op die simptoom nie. Jy moet na die oorsaak toe gaan. Daar moet gips aan jou been gesit word. En so as ons kyk na Israel, dan moet ons in die eerste plek verstaan dat hulle grootste probleem nie Moab is nie. Dis hulle sonde. Dis hulle afvalligheid van die Here. Hulle eerste probleem is nie polities nie, dis geestelik. Want keer op keer val hulle terug, en dan dien hulle weer die Here, en dan val hulle weer terug, en hulle is heeltyd tussen die een en die ander rond. My en jou probleem is nie noodwendig net belasting, inflasie, duur kospryse, te min geld, probleme in my huwelik, probleme in my besigheid nie. Die oplossing, en die probleem is nie noodwendig daai persoon by die werk nie. Die oplossing is nie noodwendig dat daardie persoon by die werk verplaas moet word Noord-Amerika toe, of dalk vermis moet raak nie. Die antwoord is nie noodwendig dat ek meer geld kry, of dat my werkslas minder word, of dat ek 'n ander man of vrou kry, of 'n beter man of vrou kry nie. Nee, die oplossing is meer as dit. Jy sien, die probleem is wanneer ons oë van die Here afhaal, dan begin ons prioriteite de mekaar raak, en wanneer my prioriteite de mekaar geraak het, dan vind ek dit baie moeilik om die Here te hoor in my minder as ideale omstandighede, want ek dink hy gaan nie met my praat nie. Wat wil die Here vir my sê
Hy wil eenvoudig dit vanoggend vir my sê. Hy wil dit vir jou sê. 3 eenvoudige woorde. Jy kort my. Dis wat hy vir jou en vir my wil sê. Ons het hom nodig. Ons eerste probleem is nie die probleme wat ons het nie. Ons eerste probleem is dat ons baie keer nie besef dat ons hom kort nie. En daarom gee God altyd deur die eeue heen leiers en rigters en konings en priesters en profete wat kom om die verlorenheid en die pyn en die gebrokenheid in mense se lewens aan te spreek. Hy wil dit vanoggend in jou doen. Jy het nie toevallig vanoggend na hierdie gemeente toe gekom nie. Jy is nie toevallig hier vanoggend omdat iemand wat jy ken gedoop word nie. Nee, die Here het jou gestuur hiernatoe. Hy wou hê dat jy vanoggend hier moet wees. Wil jy nie asseblief vanoggend jou hart oopmaak vir wat hy wil doen nie, want hy wil vanoggend iets vir jou doen en hy wil ook vanoggend iets deur jou doen. En daarom, die tweede ding, dit wat ons by Ehud sien is, kyk na jou linkerhand. Al die regshandiges, kyk na jou linkerhand. Al die linkshandiges, kyk na jou linkerhand. Dis daarom net 'n analogie, nee, dis net 'n prentjie van die swakker hand. Kyk na jou linkerhand en besef dat die Here reeds vir jou gegee het wat jy nodig het. Jy sien die ding wat ek en jy graag doen, is ons vergelyk ons regterhand, dit wat blykbaar belangrik is en dit wat blykbaar in plek moet wees en dit wat ek blykbaar dan nou nie het nie, wat ek moes gehad het, dit vergelyk ons baie maklik met ander, nee. Ek kyk na 'n ou se huwelik, ek kyk na sy gesin, na sy besigheid, ek kyk na sy geestelike lewe, ek kyk na hoe hy gegroei het in die Here en dan sê ek nee, ek sal nooit kan nie, die Here sal my nie kan gebruik nie, want my regterhand wat moet sterk wees, hy kan dit nie doen nie, I'm not up to it, en ons vergelyk onsself geweldig baie met ander. En dan mis ons dit wat die Here in ons linkerhand gesit het. Ons mis dat die Here iets in my hand gesit het, wat hy uitgekies het, sodat ek spesifiek daarmee hom kan dien. Jy sien jou andersheid, jou uniekheid, ek is nie goed genoeg nie. Ehud bring die oorwinning na Israel toe, omdat hy linkshandig is. Dis die basics daarvan. Nee, want die hele plan val uit mekaar uit, as hy regshandig is. Dan sou hy nooit daardie ding kon doen nie. Hy sou nooit die volk kon bevry nie. God gebruik hom, en miskien is dit hoogtyd dat jy vanoggend dit sê en vra. Jy het dalk vanoggend 'n lysie van regterhand goed wat jy baie goed doen, goed wat jy sê, niemand doen dit beter as ek nie, ek kan dit doen, maar miskien vanoggend moet jy vir die Here vra, Here, wys my die goed wat swakker is, wat U wil gebruik vir U krag, vir dit wat U wil doen. Want dit bring ons eintlik by die derde punt, en dit is dat jy nie so belangrik is as wat jy dink nie. Here, ek kan nie. Here, ek het nie die krag nie. Here, ek het nie die geld nie. Ek het nie die vermoë nie. Here, ek het nie die huwelik of die gesin nie. Ek het nie die besigheid nie. Ek het nie die geduld nie, Here. Ek kan dit nie doen nie, Here. Besef dat dit wat jy reeds het, dit is wat God wil gebruik. Jy sien, wanneer ek begin besef dat my andersheid juis iets is wat ek aan die Here kan beskikbaar stel, dan kom ek agter dat hy op die ou end alles doen. Dis sy krag. En ek moet net bereid wees. Onthou, as ons teruggaan na Jeremia 1 vers 5, ek het jou geken, ek het jou gevorm, nog voor jy in jou moeder skoot was. Hoekom? Sodat jy vir my 'n profeet kan wees in die nasies. Dit beteken nie, jy moet 'n profetiese bediening hê nie. Dit beteken nie dat jy elke Sondag moet preek nie. Dit beteken niks anders nie, as dat jy sê, Here, wat is in my linkerhand? Wat is dit wat U my gegee het, wat lyk na minder as perfek? Want as ek dit moet vergelyk met 'n regterhand, dan lyk dit regtig nie eintlik na iets nie. Jy sien, Ehud was eenvoudig net die regte persoon op die regte tyd met die regte uniekhede, sodat God hom kon gebruik. So the pressure is off. Die druk is af. Hoe lyk dit by jou werk? Miskien sê jy daar by die werk, is dit goddeloos. Daar by die werk gaan dit moeilik. Die Here sê, span hierdie hand van jou in, al voel jy, ek kan nie. Al voel jy, ek word om elke hoek en draai geblokkeer, ek kan niks doen nie. Jou linkerhand is miskien 'n gebed. Dis miskien dat jy eenkant met iemand gesels. Die Here wil jou gebruik. En jy sien, daarom het Eglon sy ondergang
nie gekom deur enigiets anders as deur God se ingryping nie. Ek wil jou vanoggend vra of jy desperaat genoeg is in jou verhouding met die Here, dat jy vanoggend sou wou sê, Here, ek wil alles aan U oorgee. Alles. Want ek het die regterkant goed probeer. Ek het probeer om te impress. Ek het probeer om sekere goed te behaal. Jy het jouself miskien moeg gedien in die kerk, miskien het jy allerlei goed gedoen om te sê, maar ek moet op 'n manier kan wys dat ek sterk is, en die Here kom en hy sê vir jou, dis my krag. Dis net my krag en jou bereidheid wat die deurbraak bring. 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Die een Engelse vertaling sê, His divine power has given us everything for life and godliness. Hoor jy dit? Nie net sê die Here dat hy jou geken het en dat hy jou uitgekies het nie, nie net sê hy is lief vir jou nie, maar die woord bevestig dit hier in die Nuwe Testament en dit sê, dit wat jy ontvang het deur jou verhouding met Jesus Christus as 'n seun, as 'n dogter van God, het jou alles gegee wat jy nodig het om te lewe, elke dag se lewe, alledaagse lewe en om hom te dien. Dit beteken soos wat jy opstaan en daai gedagtes kom by jou op. Gedagtes van nog 'n dag, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Daai gedagtes van die werk waarheen ek gaan, is nie 'n lekker plek nie. Die gedagtes van, hoe gaan ek môre kos op die tafel sit? Die gedagtes van my fisieke ongesondheid, my geestesongesondheid, hoe gaan ek nog 'n dag sien? Hier sê Petrus, die krag wat hy gee, maak dat ek kan lewe. Nie uit my eie krag nie, nie deur een of ander motiveringspraatjie nie, maar omdat hy sy goddelike krag my alles gegee het wat ek nodig het om te lewe, die alledaagse te doen en om hom te dien. Met ander woorde om te sê, Here, ek is 'n gelowige en U het my gered, U het my U sin gemaak en ek wil op so 'n manier leef dat alles wat ek doen U dien. Dat dit U koninkryk dien, dat dit U plan dien. Petrus sê, sy goddelike krag het jou alles gegee wat jy nodig het. Ek doen dit nooit as ek preek nie, maar kan ek jou vra waar jy sit, dat jy net die woord alles sê. Alles. Alles. Nie bietjie nie, nie helfte nie, nie stukkie nie. Nie vandag niks en môre baie nie. Dit het ons alles gegee wat ons nodig het. Hy sê, dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Ons gaan terug, Jeremia 1 vers 15, dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Dit hang nie van jou af nie. Dis ek en jy wat ons swak linkerhand in sy sterk reddende regterhand plaas en sê, ja Here. Net ja Here. Alles wat jy nodig het jy reeds ontvang. Ons lees daarvan dat God jou kies. 4de ding. God kies jou, kies jy hom. God kies jou, kies jy hom. Daar's party plekke in die lewe waar ons gekies kan word en dan kan ons besluit of ons gekies wil wees, nee, ons kan met 'n werksonderhoud of vir 'n sportspan of wat dit ook al is, op die eind moet jy kies, luister, gaan ek vir hierdie ding gaan, en hier sien ons dat God ons kies, maar ons moet ook vir hom kies. In die alledaagse lewe maak ek en jy heeltyd besluite, keuses, duisende van die goed, elke dag. Gaan ek my snooze button 'n 7de keer druk? Gaan ek eers tandeborsel of eers eet, of gaan ek eers aantrek? Wat gaan ek eers te doen? Watter roete gaan ek na die werk toe neem? Party ons sê, gaan ek met my motorfiets ry of met my kar? Ek maak heeltyd besluite. Ek maak besluite tussen Pepsi en Coke. Ek maak besluite tussen papierbybel of YouTube. Ek maak besluite tussen Sharks of Stormers. Wie kies vanoggend die Sharks? Dis goed so, laat sak maar daai hand. Ek spot, baie geluk.
Ons kies angs of geloof. Ons kies Ford of Toyota. Ons kies oordeel of genade. Ek en jy kies elke dag. Net so kies ons tussen twee stemme. Die een stem sê, jy is nie genoeg nie. You are not enough. Dis die leuen wat ek en jy die meeste hoor. Jy is nie genoeg nie. Dis die een stem. Die stem wat sê, you will not amount to much. Jy gaan nie veel bereik in die lewe nie. Dis die stem wat sê, ja, jy het al soveel keer probeer, hou op om te probeer. Maar daar's 'n ander stem ook, dis God se stem. Dis die stem van roeping, destiny. Dis die stem van 'n toekoms met die Here. Dis die stem wat sê, ek het jou gekies vir my. Dis die stem wat sê, jy is goed genoeg. Dis die stem wat sê, jy het alles ontvang vir die seisoen waarin jy nou is, om dit te kan hanteer. Jy kan daarvan getuig hier waar jy sit. Van die wonderlike goed soos 'n nuwe werk, 'n nuwe huis, 'n nuwe kar, 'n nuwe verhouding, tot die slegte goed, verlies van 'n geliefde, verlies in 'n verhouding, finansiële skade, wat dit ook al mag wees. Ons ken dit alles en ons weet dat die Here ons alles gee wat ons nodig het vir die seisoen waarin ons nou is. Hoe weet ek dit? Want jy sien, God se redder, God se rigter wat hy gestuur het, Jesus Christus. As daar nou iemand is wat out of left field gekom het, dan was dit Jesus. Jy lees baie daarvan in die Bybel. Jy lees dit in Jesaja 53. Dan sê maar, wie sou ons kon glo as ons hierdie storie vertel? Hierdie dienaar van die Here wat sou kom, hy's nie iets om na te kyk nie. Jy weet, mense het gedink toe aan die kruis hang, hy is vervloek deur God. Psalm 118, vers 22 tot 24 sê die volgende: die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen, is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Dis die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig, laat ons bly wees daarin. Jy sien, hier kom Jesus Christus, die rigter, die leier, die bevryder, out of left field. Hy kom soos iemand met 'n linkerhand. Hy word in 'n klein krippie gebore, iewers in 'n stal. Hy word nie in 'n paleis gebore nie. Hy loop nie rond met 'n koninklike kleed en almal kniel voor hom neer en hy het in gebied nie. Nee, hy's 'n nederige dienskneg van die Here. He came out of left field en hy was God se rigter, se redder. Ek en jy het die keuse. Elke dag. Aanvanklik ja, wanneer ons vir die Here sê, Here red my uit my sonde en my dood. En dan elke dag het ek en jy die keuse. Gaan ons hom as die hoeksteen in ons lewe inbou? Want jy sien, as ek hom in die hoeksteen inbou, as ek die hoeksteen het as Jesus Christus, as jy dalk nie tegnies aangelees is met hoekstene en goed nie, dis die ding wat die gebou rig en wat hom sterk hou, wat hom in plek hou. Jy sien, as jy hom as hoeksteen ingebou het in jou lewe, dan kan al die ander goed in jou lewe maar rammel en uitmekaar uitval, jou gebou sal bly staan. As dalk 'n venster uit, miskien kraak die deur, dalk is daar waterskade, maar jou huis sal staan as die hoeksteen stewig is. Ek en jy het die keuse in ons lewe of ons Jesus Christus as die hoeksteen inbou. Want jy sien, as ek dit doen, dan kan ek die new you omarm. Want dis die ek wat die Here bedoel het, wat hom as die hoeksteen inbou. Hy het jou uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. En daarom bring ek en jy ons diskwalifikasies vir die Here. Nou, maar ek is nie soos die ander nie. Nou, maar ek is te skaam. Ek het so 'n klomp goed aangepak in my lewe wat nie suksesvol was nie. Die Here kan my nie gebruik nie. Nee, ek bring dit na hom toe en ek sê, Here, hier is my linkerhand. Ek kan sien uit die Bybel dat U my gekies het. Ek kies U. Ek plaas my swak linkerhand in U sterk regterhand. Ek wil die band vra of julle asseblief vir ons vorentoe sal kom. Jy het miskien nou die 4 weke saam met ons die pad gestap in hierdie reeks. En vanoggend word jy weer genooi om hierdie nuwe ek joune te maak, om dit wat God sê te glo. Jy sien, God het elke keer wanneer hy 'n rigter gestuur het in die boek Rigters, elke keer wanneer hy 'n leier gestuur het, 'n bevryder gestuur het,
het dit slegs tydelike oplossing gebring. Dit is net 'n tydelike oplossing. Aanvanklik kom die volk tot inkeer, want hulle het swaar gekry, die bevryder kom, hulle prys die Here, want hy het hulle gehelp. Klink dit bekend? Here, solank U my help. Here, solank dit goed gaan. Solank ek die deurbraak sien, sal ek U prys en sal ek U loof. En dan gebeur die lewe met Israel en hulle raak weer afvallig van hom. Elke keer was dit net 'n tydelike oplossing, maar ons weet nou. En as jy dit nie weet nie, wil ek jou vanoggend sê, luister hierna. Daar het 'n rigter gekom, 'n leier gekom, 'n bevryder gekom, wat 'n skaduwee gooi oor elke ander leier en rigter en koning en priester en profeet, wat ooit gekom het. Hy, Jesus Christus, het bevryding kom bring, verlossing kom bring, vrede kom bring. Hy is God se linkerhand man. Die Bybel praat daarvan dat God se regterhand, sy magtige regterhand, het vir hom wonderlike goed op die aarde gedoen. Sien dit in die Psalms. Hierdie regterhand van hom is sy hand van krag. Dis sy hand van guns oor jou. En wat doen hy? Hy stuur sy seun out of left field. Hy stuur Jesus Christus, nie as hierdie magtige, kragtige figuur, wat alles en almal beïndruk nie. Hy stuur hom asof hy iemand is met 'n linkerhand. God kom wys sy krag, sy redding, deur sy agent, Jesus Christus. Vanoggend sit jy dalk hier, en jy is nog steeds oortuig, ek moet die sterkste, en die rykste, en die mooiste, en die suksesvolste wees, veral in 'n kerk, sodat ek ander kan beïndruk en nie sleg hoef te voel oor myself nie. En dan lees ons dit wat die Bybel sê oor Jesus Christus in Filippense 2, dit sê hy wat God is, God die Seun. Dit was nie vir hom 'n probleem om aarde toe te kom nie. Dit was nie vir hom 'n probleem om die beperkings in te neem van 'n fisiese menslike liggaam nie. Dit was nie vir hom 'n probleem om die stofstrate van die wêreld te bewandel nie. Dit was nie vir hom 'n probleem dat hy sy lewe afgelê het vir my en vir jou nie. En hy is, nadat hy opgestaan het, is hy verhef, naam bo elke naam, koning van konings. Dit is die soort mens wat God jou maak. Is 'n mens wat besef dat ek my swakke linkerhand in die reddende regterhand van God kan plaas, maar die pad na lewe in hom, die pad dat ek hom embrace, is 'n nederige pad, 'n pad van afhanklikheid. Ek wil jou vra om saam met my op te staan. En ons het vanoggend 'n klompie mense wat gedoop gaan word, wat reeds so besluit het. Verlede week was daar ook, en daar het ook mense net spontaan vorentoe gekom en gesê, hulle wil gedoop word. Vanoggend het jy weer die geleentheid. Hoekom laat ons doop? Want ons celebrate the new me. Ons vier dit. Ons vier dat ons iewers tot bekering gekom het. Ons vier dat ons iewers ons lewens oorgegee het aan Jesus Christus, en soos die woord sê, met ons mond bely het tot redding, en met ons hart uit geloof. Dis wat ons vanoggend doen. Ons doop mense wat gehoorsaam is aan die woord. Die woord sê, bekeer julle en laat julle doop. Die kerk doen dit al die laaste 2000 jaar. En met die doop sê ek, dat ek God se reddende regterhand as my regverdiging in die lewe sien. Niks anders nie. Die geestelike stryd wat ek stryd teen die sonde, en teen die vyand, en teen myself, daardie oorwinning is reeds vir my behaal. Een van die dames op ons gebedspan bring vanoggend vir my skrif uit die boek Nahum in die Ou Testament. En daarin sê die Here, ek gaan my bevryding vir jou bring, en daar sal nooit weer 'n verdrukker oor jou wees nie. Wie is die verdrukker? Is dit polities? Nee. Dit is geestelik. Wanneer ons lewens aan Jesus Christus oorgegee het, en aan hom behoort, dan is alle verdrukking, en alle vloek, en alle slegte, alle boosheid, kom Jesus Christus in ons lewens verdryf, en daarom vier ons die doop op 'n oggend soos vanoggend hier, almal saam as 'n familie. So ons gaan 'n lied sing terwyl hulle gereed maak, en ek wil jou uitnooi, as die Here met jou praat vanoggend daaroor. Jy was dalk nie verlede week hier nie,
Jy het dalk amper vorentoe gestap en jy het nie die guts gehad nie. Ek wil jou aanmoedig om dit vanoggend te doen as gelowige wat verstaan dat jy in Jesus Christus is, dat jy dit publiek kom verklaar met die doop. Wanneer ons onder die water gaan, dan verklaar ons, ek het tot bekering gekom, ek het gesterf in Christus, saam met Christus, in myself, en met die opkom sê ek het opgestaan tot nuwe lewe. Ek wil jou uitnooi nou. Mans, as jy wil gaan, deur, dames, daar, as jy voel dat jy vandag gedoop moet word, ons het 'n bietjie voorsiening gemaak met ekstra klere, so jy sal okay wees. Ek wil jou uitnooi, terwyl ons nou sing, vra vir die Here, Here, is dit nie dalk vandag my geleentheid om gedoop te word nie? Voor ons sing, kom ons bid saam. Here, dankie vanoggend, dat U ons kom wys, dat U op U eie unieke manier kies. Dankie dat U elkeen van ons gekies het, Here, dat dit U wil is dat mense U sal ken, dat dit U wil is, Here, dat ons swak hand in U sterk hand sal plaas, en van daaraf sal weet, ons is nou sterk in U. Here, dankie vir die mense wat ons kan doop vanoggend. En Heilige Gees, werk met ons, soos wat ons hierdie lied sing. Praat met ons in ons harte, Here, in Jesus se naam. Amen.